Sien dit is ons. Dan die een is aan. Nee, nog Ja, het ek natuurlijk genoeg hande. Alles. Goeienaand almal. Het is 'n groot voorreg om hierdie Kersgeleentheid aan te bied vir ons gemeenskap, vir ons gemeente. En is 'n groot voorreg dat julle hier is. Ons waardeer elkeen se opkoms en dis 'n groot voorreg om hierdie vir julle aan te bied. Ek wil vir ons graag open met skriflesing en gebed. Ek lees vir ons uit Lukas 1 vanaf vers 46. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here, ek juig oor God, my verlosser. Omdat hy na my in my geringheid omgesien het, kyk van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem. Omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het, heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig, hoogmoedig is in hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftig het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Ek gaan vir ons net 'n gedig lees spesifiek oor Maria wat Elisabeth Eybers geskryf het. Die gedig se naam is Maria. 'n Engel het dit self gebring, die vreugdeboodskap, en jy het 'n lofsang tot God se eer gesing, Maria, nooi uit Nasaret. Maar toe Josef van jou wou skei en bure agterdogtig jou pla, het jy kon dink eenmal sou hy die hele wêreld skande dra. Toe jy soms met 'n glimlag langs jou liggaam stryk, die stilte instaar, wis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy helle vaart aanvaar. Die nag het daar in die stal geen een om in jou nood by jou te staan. Het jy geweet dat hy alleen Getsemane sou binnegaan? Toe vorste uit die ooste kom om nederig hulde te betoon, wis jy hoe die soldate hom as koning van die volk sou kroon? En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê, toe dit te laat was, ek het dors. Toe dit verby was, en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan, Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan. Ek gaan vir ons 'n gebed doen, gaan vir ons 'n gebed lees. Dis 'n gebed wat deur Augustinus geskryf is. Kan ons oë sluit, dan bid ek vir ons. Onse Vader wat in die hemel is, U is ons God van vrede. Ons draai ons rug op 'n onrustige wêreld, soekende na rus vir ons gees en lig vir ons gedagtes. Ons bring ons werk sodat U dit kan heilig, ons wonde om genees te word, ons sondes om vergewe te word, ons hoop om vernuwe te word. O Heilige in wie daar harmonie is, trek ons na U toe en maak stil die wanklanke van ons verspilde lewens. Ons vra dit in die Seun se naam. Amen. Dankie. Goeienaand en
Baie welkom by Gereformeerde Kerk Heilbron se Kerssangdiens. Vanaand begin ek met 'n gedig om ons te herinner aan waaroor Kersfees werklik gaan. Dus ek gaan vir julle die naam lees van die gedig en dan die skrywer en dan gaan ek die gedig begin. Naam van die gedig is Protes teen Kersfees deur Lina Spies. Ek gaan my koes hou hierdie Kersfees. Horende doof vir stille nag in supermarkte. Siende blinde vir watte sneeu teen vensterrame. Die sluipende ou heer met sy rooi mantel en wit baard gaan ek vermy. Ek gaan na ons nagtelike somerhemel en kyk. En my voorstel, hoe het die ster bokant die stal gelyk? Ek gaan my ore toestop vir die geklingel van sleeklokkies om te kan luister hoe die engele sing. Ek wil my vasklem aan die krib, omdat ek so kan vasgryp aan die kruis. Koning Hulde, wierook, mirre, goud, uiteindelik gesels sla, doringskraan en vloekhout. Baie welkom aan elke liewe persoon wat hier vanaand teenwoordig is en daar ook as ek op Zoom. In vandag se lewe is ons so gejaag en ons besef nie werklik wat ons elke dag deurgaan nie. Daarom weet ons, deur hierdie Kersvieringe wat ons nou het, is nie deur 'n fantasiewêreld en 'n ander persent of Kersfeesvader sal vaskyk nie, veral in supermarkte of waar ook al ons is nie. Maar dat ons vanaand kan besef hoe belangrik is dit om Jesus Christus te kan raak sien en wat die werklike doel is van hom. Daarom herinner ek julle vanaand om dit saam te vat deur harte en dit regtig net te geniet. Net 'n paar reëlingkies oor vanaand. Ma Nicolien gaan nou hierna net gou 'n woordjie sê voordat ons vanaand gaan begin. Die program, julle het nou nie fisiese program in julle hand nie, maar die program is op die skerm. So julle kan regtig net op die skerms volg en en dan dit sal dan so verloop vir die res van die aand. Daar gaan nie enige ander onderbrekings wees nie, die program gaan net vloei. En dan wil ek net ook sê dat vanaand elke keer as die orgel speel en daar's musiek op die bord, asseblief sing saam. Dit is so lekker as ons saam met kan saam geniet. En dan wil ek ook net sê, aan die einde, kom asseblief en geniet die heerlike kos saam met ons en koffie en kom ons kuier net heerlik saam. Ons gaan wel afsluit met die Onse Vader wat ons gaan sing en dan is die verrigtinge klaar. Daar gaan nie afsluiting van gebed wees nie. Alright, maar Nicolien maak aan woord. Geniet vanaand. Ek wil graag die sistersbestuur wat uittreë hierdie jaar, wil ek asseblief vra om net vorentoe te kom. Kom, Liane. En dan, is Christina hier? Ek het nie Christina nie. Christina is hier. En dan, Nicolaas. Ek het nie van Nicolaas nie. Nee, ek het nie van Nicolaas. Nee, sy sê die sisters. Nee. Okay. Ek het raak kies. Ek het die een pakkie van Ons wil opregte dank betuig vir die werk wat julle vir ons gedoen het. Ons probeer, ons sistersbestuur nou in 2 jaar siklusse probeer ons bietjie roteer, dat ons bietjie vars nuwe breins in kry. As enigiemand asseblief wil volunteer en bietjie kom help, sal ons verskriklik bly wees. Ons is partykeer regtig op met idees. So, maar ons wil regtig vir hierdie 3 dames en dan vir Nicola en haar afwesigheid wil ons net sê, baie dankie vir die werk wat julle vir ons insit. Baie dankie Liane vir die leiding, vir jou voorbeeld, vir jou idees. Jy's regtig, ek weet nie, hoe gaan ons dit maak sonder jou die volgende jaar of wat? Jy moet maar byderhand bly. En dan Christina, ek het nie eens geweet jy gaan af nie.
Ek trek omtrent bosse hare uit my kop uit oor daai ene. Maar julle gaan hom nie weg nie, maar ons wil net sê ons is baie dankbaar vir julle. Tommy is baie trots op die susters van hierdie gemeente, want julle beteken vir ons ongelooflik baie, vir die pastorie, vir die gemeente en vir die gemeenskap wil ons vir julle sê baie dankie vir wat julle vir ons beteken. Ons is regtig baie lief vir julle, ons waardeer julle op dit. Hierdie enetjie, Eliane. Ja, okay. En dan daai enetjie, laat dit maar so. Okay. En dan daar's eentjie daai en sal ons af vir Nicola gee. Ja, dankie. Ek weet nie wat julle van julle gesê het. My naam staan om vir Fred is dankie tussen. Ons is regtig vir Fred baie dankie sê as hy getrouheid by die oral aanbetref. Ons wil hom dankie sê vir die moeite wat hy gedoen het om vir ons te begelei, om ons met ons wat moet sing en met Kyla. Ons waardeer dit verskriklik baie wat jy vir die gemeente doen. Ek dink regtig jy's 'n staatmaker. Ons waardeer dit meer as wat ons altyd nie vir jou sê nie, maar ons waardeer regtig dat jy hier is en dat jy vir ons begelei en vir ons help met hierdie funksie. Hoor jy? Ons het baie waardering vir jou. Baie dankie. Hoor jy? Dankie. Ach nee, jongens. Okay, julle moet nou mooi luister hoe Fred vir ons speel, hoor? Gaan jy iets reg met die gitaar? Nee, kom as jy reg is, as jy kan. Kom. Schön. Kom sing nie, kom staan nie, dan sing jy saam met ons. Kyk op haar papier, jy moet saam sing. Ons sing die eerste 2 verse en dan elke keer die koor tussenin, né? Okay. Met die blye
Dankie julle. Een is vir Zoom, is vir Zoom, en dan kan jy besluit of jy daar 'n ander mikrofoon gebruik. Gee maar die ander een. Ons gaan net sit, ons gaan staan. Dan moet jy die ander mikrofoon. Okay. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kan beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Maar Maria sê vir die engel: "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God."
Hulle hierdie ding vat. Vra net eers vir. Gaan Ellie. Ja. Nee, jy gaan jou hand gaan voor my wees. In daardie tyd is hy aan. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind
toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Syria. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eerstelingsseun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Wys
Hou hom net so. Deur Elizabeth Eybers. 'n Engel het dit self gebring, die vreugdeboodskap. En jy het 'n lofsang tot God se eer gesing. Maria, nooit uit Nasaret. Maar toe Josef van jou wou skei en bure agterdog jou pla, het jy kon dink, eenmaal sou hy die hele wêreld skande dra, die jy soms met 'n glimlag aan die liggaam stryk, die stilte instil. Wis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy hellevaart aanvaar? Die nag daar in die stal, geen een om in jou nood by jou te staan. Het jy geweet dat hy alleen Getsemane sou binnegaan? Die vorste uit die ooste kom om nederig hulde te betoon. Wis jy hoe die soldate hom tot koning van die volk sou kroon? En toe hy in jou arms lê, sy mond teen jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê, toe dit te laat was, ek het dors. Toe dit verby was en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan. Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan?
His name forever. His power and glory evermore. Proclaim His power and glory En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oopveld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir julle volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense 'n welbehae. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het.